ons bid saam. Here Jesus, u woord sê in Hebreërs, dat alles hang aan die raamwerk van u woord. U woord is die raamwerk vir alles. Die fisiese skepping, die geesteswêreld, alles. Alles is deur u woord geskep en word deur u woord onderhou. En Jesus, u het self gesê dat nie een Jood of titel sal verbygaan voordat u woord nie volbring is nie. En dat niks van u woord ooit sal vergaan nie. U woord is onverganklik. Die menslike vlees en glorie is verganklik soos die gras van die veld en soos die blom van die gras. En wanneer die hitte van die son, hitte van omstandighede en van die lewe op ons skyn, verwelk ons. Ongeag van hoe die vlees ook opgekikker mag wees. Met watse manier ook al. Die onverganklike saad van u woord. Bid ons dat u dit sal saai vanoggend in ons lewens. En dankie Here as daardie saad op die rotsplekke in ons lewens val. Dat binne in die saad van u woord die krag vasgelê is om daardie rots oop te breek en die penwortel af te stuur om 'n boom van lewe daaruit voort te bring. 'n boom wat nie soms vrug dra nie, 'n boom wat 12 vrugte dra. 'n boom wat vrug dra vir elke seisoen waarin ons mag wees. Dan besef ons Here, daar is dinge te groot vir ons om te verstaan. Ons bid dat u vermoere saad sal saai en saad sal plant in ons lewens, wat rotse sal oopbreek. Die penwortel, die lewende waters sal soek en vind. En dat u bome sal laat opskiet, waarin die voëls van die hemel rus kan vind, koelte kan vind. Ons sê vir u dankie. Here, hierdie plan wat u het is soms te groot vir ons. Maar dit wat u vir ons wys, is genoeg. Wil u vanmôre elkeen van ons verstand aanraak? Ons geestelike verstand. Wat niks uit te waai het met u kan nie. Wat te doen het met die ewigheidsbegrip wat in ons binneste ingebore het. By die vorming van ons bestaan. Here, dat ons soos die bome van die veld wat Jesaja van praat, ons hande sal klap, dat ons sal waai saam met die wind van u gees, en die geregtigheid van God in ons lewens sigbaar sal wees. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir die tema vandag eers in Engels sê. En dan gaan ek vir die tema in Afrikaans gee. Gaan klink soos 2 temas, maar dit kom op dieselfde neer. In Engels sal ek sê die tema is to have the word watch over me and keep me. To have the word
watch over me and keep me. Die tema in Afrikaans sal ek sê, net as die woord oor my waak, sal ek nie onverhoeds betrap word nie. Nou ek het gevind, en geleer uit die woord uit, dat ek moet dat die woord oor my waak. Want as die woord oor my waak, dan is ek veilig. Nou hoe moet ek kry dat die woord oor my waak? Want die woord is wie hy is. Hy sal waak. Nou, versies wat u al baie by my gehoor het, wat baie noodsaaklik is, dink ek. Johannes die apostel het gedink, dis baie noodsaaklik in sy tyd om vir die Christene baie duidelike riglyne te gee. Omdat daar selfs in die tyd 90 na Christus baie goggas in die Christen wêreld was. Filosofie, mense het visies gehad, hulle het engele gehad, ek kyk na my hande, hulle het engele gehad wat baie mense besoek het en alternatiewe boodskappe gebring het of toegevoeg het tot die boodskappe. En die Christene se koppe het geraas, want hulle het begin verward raak. Net soos vandag. 1 Johannes 2 vers 3, 4 en 5 het Johannes toe vir hulle baie spesifiek neergeskryf. En dit is nie iets om iemand anders aan te meet nie, dit is iets om u aan self te meet. 1 Johannes 2 vers 3, 4 en 5. En ons gaan dit daaroor uitbrei en oor aspekte wat in daardie skrif genoem word, gaan ons Bybelstudie oor doen. En daar sê Johannes die apostel, hy sê, and hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Dan sê, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected, and hereby know we that we are in him. Nou, ons gaan nie regtig uitbrei nou oor daardie verse nie, dit wil ek net gebruik as wegspringblok, maar kom ek maak dit 'n paar relevante opmerkings. Hy sê hierso, hulle het begin wonder, wanneer is jy gered, wanneer is jy gered nie, wanneer is jy kind van God, wanneer is jy kind van God nie, en as allerhande goedjies en frulle en goeters, en hy sê toe daar, hoe weet ons dat ons hom ken, daai ding, and hereby we do know that we know him. Thy word know is experience, experimental knowledge, selfkennis, selfervaring, persoonlike ervaring. Hoe weet ek het 'n persoonlike ervaring met hom en met hom gehad? Hoe weet ek dit? Ek weet dit as die uitvloeisel daarvan sal wees dat I will keep his commandments. Ons gaan oor die woord keep baie na kyk vandag. How do we keep his commandments? Dit klink soos 'n uitvoering van die wet. Dit is glad nie so nie. Kom ek skryf net eers hier die woord keep. Ons gaan die woord keep elke keer hier kry. Die woord keep, soos u nou baie van u weet, is die woord shomar. En die woord commandments en die woord word wat u daar kry, u kry die woord commandments en woord kry 2 keer in daai verse wat ek vir u genoem het. Dit beteken die beginsels van die woord, of dit beteken in kort, as ons dit in kort kan sê, dan is dit die truth en dit spesifiek die emet truth.
En dieselfde woord wat Jesus gebruik het, as hy gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So hy sê, those, if we keep his commandments, shomar beteken guard, protect, embrace, cherish. So hy sê, as jy die waarheid liefhet en beskerm teen jou ou mens, teen jou vlees, jou eie luste, jou eie begeertes, jou eie drange, ander mense se drange, ander mense se begeertes, ander woord wat na jou toe kom, as jy die waarheid, en met ander woorde, jy en ek moet die waarheid ken. Want baie dinge word waarheid genoem, en as dit deur die toets gaan van waarheid, dan val dit uit die bus uit. Daarom is dit so belangrik om die waarheid te ken. Soos wat die woorde definieer. Dan sê hy weer, but whoso keepeth his word, he that saith, I know him. Het is maklik om rond te loop en te sê, ek ken die Here. Enigeen kan dit doen. Die kerkwêreld is vol van mense, wat rondloop en sê, hulle ken die Here. Maar die toets lê daarin, wat doen u en ek met die waarheid? Koester ons die waarheid? Omhels ons dit? Beskerm ons dit teen jou eie begeertes, en soos ek reeds gesê het. En ons gaan oor daai woord nog baie uitbrei, sodat u daai woord en ek daai woord baie mooi verstaan. So om te sê en om te doen, sê Johannes die apostel in vers 4, is twee verskillende goed. Hy sê, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Hy sê, jy kan dit sê, en dan kan die truth, die emet, nie in jou wees nie, as u en ek dit nie keep nie. En dan gaan hy aan en sê, he that saith, he abide, nee, skies toch, vers 5, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected, hereby know we that we are in him. Nou goed, daai woord keep, wat is hierdie woord keep? Want ons sien nou, dis eintlik baie belangrik om dit te verstaan. Wat is hierdie woord keep? En ek het gaan kyk na die antieke Hebreëus, in die antieke Hebreëse dictionaries, en antieke Hebreëse lexicons, en die woord keep word so gespel in die antieke Hebreëus. Shin, mem, resh. Want ons wil nou weet, wat beteken hierdie woord keep? Ek het vir u net 'n klomp goed afgerammel en gesê wat dit beteken. Maar ons wil dit graag op 'n ander manier hoor, sodat ons kan hoor. Met ander woorde, wanneer keep ek die truth? Because only if I keep the truth, then I know that I know him. Shin praat van the tooth, mem van water en baie dinge, en resh praat van jou kop en baie dinge. Die shin sê wanneer jy en ek die woord vat en ons kou hom deur. Jy weet, ons kan 'n Bybelversie ken, opsê, en is baie belangrik. Ons kan hom ken en opsê, resiteer, memoriseer. Dis baie belangrik. Maar ons moet hom deurkou. Ons moet kou. Jy weet, soos dat mense 'n heuningkoek, hy gaan net of jy sê, ja, miskien sal ek daarby uitkom, hoekom ek nou die woord, die voorbeeld van heuningkoek gebruik. Al die jare nog het ek altyd 'n klompie bye gehad, klompie korwe gehad, en ons kinders het groot geword, en weet wat dit beteken, as ek sê, jy sny 'n heuningkoek uit, jy sit hom in jou mond, en jy kou die heuning uit, die soetigheid van die woord, moet uitgekou word,
uit die heuningkoek uit. Want in die kouproses gebeur daar twee goed. Die soetigheid van die woord word opgeneem deur jou stelsel, en die was versamel in jou mond, en dit vorm eenheid, waarmee jy later kersse maak, wat vir jou nuwe openbarings bring. Daarom is dit so belangrik om die woord te kou. So al wanneer ek weet, I'm keeping the word, is wanneer ek werklik tyd vat en die woord kou. En ek het vir jou al gesê, jy hoef dit nie doen soos ek doen nie, maar mense wil baie keer voorbeelde hoor. Ek het nog 'n ou klipbord, wat ek nog van my universiteitsdae vat, papier insit, en dan vat ek 'n versie, en ek skryf hom neer, en ek gaan sit in my stoel, en ek begin na elke woord wat aan daardie versie is kyk, en kyk wat sê die Here vir my oor daai versie. Wat impliseer dit? Wat het dit met my te doen? En so kou 'n mens aan die woord, jy gooi hom rond in jou mond, in jou kop, en jy dink daaroor. Want die oomblik as jy dit begin doen, gebeur daar bonatuurlike goed in jou. Jou gees en jou siel begin betrokke raak, onmiddellik begin jy fokus. Jy kan nie dit doen, en skielik dink aan die kinders by die skool, en skielik dink aan vanmiddag se sport wat jy moet bywoon, en skielik dink aan jou finansiële verknorsing waarin jy is nie. Dis onmoontlik. Dit help jou om te fokus. Dit help my om te fokus as ek 'n pen en papier het, en ek skryf die goed neer, en ek onderstreep dit. Ek het nog klomp kleurkruite, en ek kleur nog die goed in, dat dit later vir my 'n pragtige kunswerk is. Dit help mense om te fokus. Want die probleem wat ons baie keer het, is om te fokus. Okay, so, om to keep the truth, beteken, jou geestelike tande is betrokke. Dit beteken, moet gaan oor die woord, die geopenbaarde woord en die ongeopenbaarde woord. Met ander woorde, die Bybel. 'n Klomp dinge in die Bybel is reeds vir jy oopgemaak, en 'n klomp goed in die Bybel, wat jy lees, raak jy nie aan nie, verstaan jy nie. So dit sê vir ons duidelik waaraan ons moet kou. En verder die res praat van jou verstand, jou kop. Jou kop is betrokke. Jy moet hom betrokke kry. En verder, ek het gaan kyk na ander boeke, Hebreëse boeke, toe ek oor die res bietjie gaan lees, toe sê die rabbies daar, die res praat van onomwonde, van repentance. Met ander woorde, terwyl ek kou, kom ek agter my, dit wat ek kou, en dit wat ek proe, en dit wat ek lees, en dit wat ek sien, dit waarop ek fokus, ek is nie daar nie. Door dit veroorsaak outomaties dat ek sekere belydenisse doen, erkentenisse doen, en vir sekere dinge bid wat ek sien in my lewe nie is, soos wat dit wat ek kou en eet en proe voor my is nie. Dis waarom Johannes sê, ons as Christene, met al die verskillende winde van doktrine wat daar is, kyk, daar is nog genoeg winde. Ons nou die dag, ons Vrydag by die kolonnade gewees, ek en sy het gou 'n koppie koffie gaan drink, toe gaan ons daar in 'n boekwinkel in, Christen boekwinkel, en ek loop toe reguit na die Spiritual Warfare rak toe. En ek kyk na dit, en ek blaai deur dit, ek kyk na die inhoudsopgawes, en ek het, prys die Here vir wonderlike inligting daar. Maar daar's baie misleiding ook daar. Hoe gaan u en ek dit weet? Want ons het nodig om te onderskei tussen die waarheid en vervalste melk. Nie onvervalste melk nie, vervalste melk. Dit is net moontlik as u deur hierdie proses gaan, as deel van u lewenspatroon, as deel van u lewe. Wat ek hier vir julle sê is uiters belangrik. Uiters. Want ons sal later hê dat hierdie woord wat ons so deurkou en inneem, assimileer, ons sal later hê dat hierdie einste woord oor my moet waak. Want ons sal sien, dis die effek. Die effek is dat die woord wat u deurkou, die woord wat u
assimileer, is daai einste woord wat oor u gaan kom waak, wat oor u gaan waak, wat met u gaan praat, wat u gaan rig. Nie boeke wat u gelees het nie. Ek wens baie keer, u wil die boekranke leeg maak, en dit als in die asblik gooi, en die woord begin lees. Die weet as ek so 'n kousel in my mond het, dink ek nie, u sal baie lief wees daarvoor, as ek vir u sê, wil jy proe, maak jou mond op, eet bietjie daarvan. Jy gaan sê nie, wag, waar kry jy dit? O, daar is die heuningkoek, hier is die heuningkoek. Jy sê nou so, kom ek eet self, kom ek proe self. Hierdie woord, beteken baie goed, terselfdertyd, né? Nie of nie, en. En ek het baie dinge geleer. Hoe spreek mens hierdie woord in Engels uit? Dregs. Right, kom ek lees vir u. Wat beteken to keep? Daai, somar keep. It means the setting of wine, which is dregs. Dregs, wat sê jy mens? Dregs. The setting of wine. Hierdie woord dregs, of dregs, beteken moer. Die moer wanneer jy wyn maak. Die moer wat oorbly. En ek weet nie of jy al gesien het as wyn begin fermenteer nie. Kom ek sê eers vir jy so. Die druiwestok moet gesond wees. En die lood moet in die druiwestok geënt wees. En die lood moet die sap van die druiwestok dra. En die druiwestok moet deur die lood opregte oorgawes dra. Druiwe, né? Dis wat druiwe van praat. Dan word die druiwe gepluk. Dan word die druiwe in 'n vat gegooi. Jou oorgawes. Jy maak baie keer oorgawes, dan sien jy nie 'n effek daarvan nie, of resultaat daarvan nie. Die oorgawe is die begin van 'n proses. Dan word daar die druiwe afgepluk, in 'n vat gegooi, dan baie van die druiwe is nou al gekneus, en dan word daar, soos in die ou tyd gemaak het, 'n paar voete binne gesit, en daai druiwe word gepars, hulle word totaal gekneus. Jou oorgawes word eers gepars, en uitgetrap, en dan word hulle gelos vir 'n tyd, sodat daai soetheid van die druif, van die oorgawes, jou oorgawes, moet nie bitterbek wees nie. Jou oorgawes moet jy met soetheid doen, dankbaarheid doen, gewilligheid doen. Dan begin daar die uitgeparste oorgawes begin aan gis. Hulle begin lewe kry. Jy al gesien, as daai druiwesap met die doppe in, die moer, die kiep, as dit begin, dan begin dit op en af beweeg, dan begin lewe kom. Daai oorgawes begin lewe kry. Opstandingskrag kry, die woord praat van daai gissing as opstandingskrag. Dan begin stadig maar seker lewe kom. En soos wat daai proses gebeur, begin die druiwedoppe, ek kan nie of dit styg of sak nie. Ek dink dit styg, ja, dit styg op. En dan word dit afgeskep. Alright. Dit is wat gebeur wanneer u oorgawes maak, wanneer die oorgawes gepars word, en wanneer die oorgawes in die binneste lê en dit begin stadig maar seker begin na lewe daarin kom en begin lewe kry. So hierdie lyk soos 'n onsinnige proses. Wanneer die doppe vat, maar die doppe is uiters nodig. Alright, die doppe hou die sap en die vrug. Die doppe help op die ouene met die gistingsproses. Die afsaksel, die oorskiet. So dit is wat keeping his word beteken. Dis daai hele proses.
the settings of wine. En wat gebeur verder? Die oomblik as daar lewe begin kom in die oorgawes, dan begin dit intoxicated raak. Intoxication. Dit maak jou afhanklik. Jy begin 'n afhanklike raak van die woord. En dit is waarvoor u baie keer bid ons, Here, maak my afhanklik van die woord. Here, maak my lus om die woord te bestudeer. Kom in die proses. Begin deelneem aan die proses. Want die oomblik as jou oorgawes, en die woord wat jy uitgekou het, die oomblik as dit begin gis in jou lewe, en dit begin stadig lewe kry, fermenteer, dan het dit die effek van afhanklikheid. Dan word mens afhanklik en dit begin jou sinne beïnvloed. Die manier hoe jy kyk, die manier hoe jy dink, die manier hoe jy dinge opneem, die manier wat jy dinge sien, die manier hoe jy dinge onderskei, alles begin beïnvloed word. Want jy neem deel aan die proses, sodat die Here 'n bonatuurlike werk in jou en my lewe kan doen. So dis wat die eerste betekenis van hierdie woord. Ons praat nou van familie van woorde, van betekenis, wat hierdie woord en hierdie proses beskryf. Die tweede betekenis wat daarmee saamgaan, ek skryf vir julle die Engels neer, terwyl van die mense wat miskien Engels kyk, braaier. Daai keeping beteken braaier. Braaier verwys na dorings, thorns. En jy weet, 'n braaier of 'n thorn word so gespel, né? In die antieke Hebreëse alfabet word dit so geskryf. Wie kan my help? Wat is daai teken se naam? Samek. Samek beteken 'n doring. Wanneer u die woord so begin deurkou, wanneer u die woord wanneer u repent, wanneer die woord deurkou en die woord deel word van u en die kou die soetigheid uit, soos wat ek nou al verduidelik het, wat gebeur? Die woord begin soos 'n klits, soos 'n dissel binne en vas aan jou sit, soos 'n dissel klou aan jou. Nee, dis waar die woord keeping vandaan kom. Dit hou vas. En daai woord braaier, onder daai woord braaier, beteken hierdie woord keeping 'n doring, en dit beteken onder andere ook diamant. Diamond. Die woord begin dan, maar het praat spesifiek. Hy sê diamond, the sharpness of a diamond and flint. Diamond and flint. Hulle sê van die skerpste materiaal wat jy in die wêreld kan kry, is flint. Toe ons deur die tyd tradisionele pyl en boog goed gemaak het ek baie gelees oor flint. Flint is 'n ding waar jy by vuurspene berge, waar daar vuurspene berge goed was, waar rots gesmelt het en onder sekere toestande afgekoel het, het dit baie skerp, verskriklike skerp skerwe gemaak, waarmee die antieke volke pylpunte van gemaak het. Dis geweldig skerp. Die woord raak geweldig skerp. Die waarheid word geweldig skerp, wanneer u en ek doen wat die woord hier sê, met sy eenvoudige, maar uiters belangrike beginsel en betekenis. Hy sit in jou vas, hy begin so skerp soos 'n diamant word, so hard, sy skerpheid behou hy, want hy so hard soos 'n diamant. Ons weet dat jy diamantpunte kry op boorpunte waar jy in rots inboor, omdat diamant hou, diamant word nie stomp nie. So u is besig om iets te belê in u lewe, waarheid in u lewe te belê,
wat deur alles sal sny. Waarheid sal in binne in u deur alles gaan. Niks sal waarheid kan stomp maak binne in u, en die effek daarvan kan afrond nie. Kan stomp maak nie, as mens dit so kan sê. So wanneer u die waarheid emit, when you start keeping it, it will sit to you like a briar, soos 'n braambos, en dit sal vlamskerp die werk doen in jou lewe, in my lewe wat dit moet. Die derde ding beteken 'n lid. LED. 'n lid van wat? Beteken 'n deksel, né? Keeping beteken jy sit 'n deksel op. As jy 'n parra aan 'n blik het en jy wil die parra binhou, dan sit jy 'n lid bo-op. So ek jy nou ander voorbeelde, miskien beter voorbeelde uitdink as net dit. Maar dis wanneer jy die waarheid vat en jy sit 'n lid daarop, want jy wil dit bewaar. Jy wil dit hou binne in jou. Dis vir jou kosbaar. Daarom sit jy 'n deksel bo-op dit. En wat wonderlik is, hy praat spesifiek. Hy praat spesifiek hierso van like an eyelid. Soos 'n ooglid. Die waarheid bewaar. That is to keep the truth. Is soos 'n ooglid. So wanneer ek die truth begin keep, dan begin, dis nou die hoender en die eier storie, nee, dan begin ek die waarheid soos 'n ooglid, as jy na my hande kyk, dis hoe die ooglid tog werk, is het 'n ooglid bo en onder, en hy werk so, om wat te doen? Om die oogappel te beskerm, né? Teen wat? Teen stof, teen enige objekte wat dit mag beseer. Verder het ek gaan lees, die ooglid is daar om die bal van die oog, die traanklier skei 'n druppeltjie af deurentyd, en die ooglid help om die oog oral te smeer. Oral te smeer, sodat die oogbal beskerm is en bewaar kan bly. En vogtig kan bly. Sodat jou sig nie benadeel word nie. So wanneer u en ek nie bo op die waarheid 'n deksel, beskerming sit. Hoe doen ek dit? Deur die waarheid te neem, dit deur te kou, dit te assimileer. Wanneer ek dit nie doen nie, dan sit ek nie 'n deksel op die waarheid nie. Ek begin 'n deksel op die waarheid sit en beskerming op die waarheid sit. Wanneer ek dit begin doen, ek begin ooglede ontwikkel om die waarheid te beskerm. Sodat my oog, my sig, nie kan skade kry nie. My onderskeiding. Ek het gaan lees oor die oog. U weet, hulle sê, the duration of the blink of an eye. Hoe vinnig van die knip van 'n oog plaas? Sommige net interessant. Hulle sê tussen 3 en 400 millisekondes. Dis hoe vinnig die knip plaasvind. Verder, om dit meer verstaanbaar te maak, sê hulle dis 1/3 van 'n sekond. Dis hoe vinnig u oog knip. Dis hoe vinnig die Here wil hê ons moet reageer om die waarheid te beskerm. Want u weet, 'n gedagte kom so vinnig deur jou kop. 'n Gedagte wat teen die woord is, teen die waarheid is. Of 'n ding wat van buite af kom teen die waarheid. Wil die Here ons refleks so maak dat die ooglid die waarheid beskerm. So. Verder sê hulle dis omtrent so 5 keer in 'n minuut wat u oog knip. En verder, why do we blink our eyes? Hoekom knip ons oë? Ek het dit nou 'n paar keer gesê, ek wil dit net weer sê. Dis to protect your eye from irritants. Enigiets wat die nuwe mens, die lewe wat die Here binne in u geplaas het, enigiets wat dit kan irriteer.
is jy verantwoordelik en ek verantwoordelik van of ons ooglede gaan funksioneer of nie. Ek weet in die ou tyd het vyande teen mekaar verskriklike dinge gedoen. Hulle het partykeer die ooglede gevat en afgesny. Dan bly jou oë net so. En so lank, jy gaan nie vir baie lank so kan lewe nie. Jou oë gaan uitdroog, jy gaan blind word, jy gaan mal word voor dan. So u en ek kan nie so rondloop nie. Ons moet kennis neem that we must keep the truth. Hoe? Wat is keep? Dit is keep. Dit is hoe u die woord gaan hou. Dit is hoe u sig en u oë gaan skerp hou en skerp maak. Okay. Dan praat hulle van die ooghare wat saam aan die ooglid vas is, né? Hulle praat van the first, it creates a line of defense. Baie keer as die woord praat van sy vlerke, praat hy eintlik van sy ooglede. En hierdie ooglid weet ons tree later, of nie tree later nie, hierdie ooglid reageer involuntarily. Wat is dit in Afrikaans? Onwillekeurig. Ja, jou ooglede reageer ook willekeurig. Jy kan knip nou as jy wil, knip jou oog. Jy kan hom knip. En dis hoe dit begin, in die geestelike riem. Jy begin die oog knip, deur op die woord te mediteer, die woord uitkou, kennis te neem, te fokus op die woord, en op niks anders as die woord nie. Right. Verder beteken hierdie woord, keep, beteken awake. Die bruid moet wakker wees. Hoe gaan die bruid wakker wees? As die bruid weet hoe om te keep, dan sal die bruid wakker wees. Dan sal jy wakker wees en ek sal wakker wees. Verder beteken die woord, kan ek hier aangaan? Kom ons skryf dit hier. Vyfde betekenis wat ek nou maar net vir terwyl van die studie het, is custody. Custody. Wie kan vir my sê, wat is custody? When you take something in custody, jy arresteer dit. Nee. Jy moet die woord begin arresteer. Lees die woord, en daai woord wat met jou praat, arresteer dit. Hoe arresteer ons dit? Skryf dit neer. Skryf dit neer. Want as jy begin skryf, kyk, navorsing is iets fantasties, né? Ek en jy kyk na 'n klomp goed, ek kan nie eens onthou waar nie. Wat sê, wat jy nie leer as jy op 'n rekenaar is nie. Dis byna alles. En die opvoedkunde het hulle ontdek, dat jy 'n pen en papier moet vat en skryf. Jy onthou beter as wanneer jy op die rekenaar net lees. So vat maar pen, papier, as jy al vergeet hoe lyk 'n pen, hoe lyk papier en sulke goed. Ek kan dit baie goed onthou, want ek is nog nie verder ontwikkel as dit nie. Vat pen, papier, skryf die versie uit, woord vir woord, of die deel van die versie wat die Here met jou besig is, en begin kyk na die inhoud van die woorde en wat dit te doen het met jou. Dan is jy besig om te verseker dat jy gaan wakker wees. Nie terwyl jy net Bybelstudie doen nie, maar jy gaan wakker wees, geestelik, deur die dag. Hierdie custody, soos ek sê, dis familie van woorde wat ek met u bespreek. Die custody het ek vir die spelling neergeskrywe. Custody word in antieke Hebreëus so gespel, mem, shin, mem, resh.
Kan nie die familieverband hierso sien? Dis baie duidelik vir u, né? Hier is keep. Ek sê hierdie woord custody is 'n familie van hierdie woord. Hier sien ons die shin, ons sien die mem sommer 2 keer en ons sien die resh. Of sal ons sê die res? So wat sien ons hier ekstra? Hier ekstra sien ons 'n mem word hier bygesit by custody. Dit beteken jy moet waaragtig weet dit gaan oor die woord. Jy en ek moet die woord arresteer. We must take it custody. And how you eat custody, the only way you take things custody, is jy moet ernstig wees. In die ou tyd het die polismanne, was hulle ernstig oor hulle beroep gewees. Hulle het moeite gedoen om iemand op te spoor en uit te snuffel, feite op te weeg. Wat moes hulle gehad het voor hulle iemand gearresteer het? A warrant, wat is dit in Afrikaans? Maar in elk geval, hulle moes 'n warrant voor arrest gehad het, dan het hulle hom gearresteer, dan het hulle hom vas geboei, en hulle het hom in die vangwa gesit, hulle het hom gery, en hulle het hom binne, sy naam aangeteken in 'n boek, en hom binne in 'n sel gesit, en dan was hy verhoor gewees later, en dan was hy weer in 'n tronk en in selle gesit. Dis wat jy met die waarheid moet doen, dis wat ons moet doen. Kyk na die versie, arresteer hom, doen al die navorsing, kyk, gaan deur die proses wat ek nou gesê het, wat 'n goeie polisman gedoen het, totdat daardie waarheid gevange is. En jy gaan dit net doen deur die kop moet betrokke wees, en dit is die groot triek. Vat 'n pen en papier, en anders gaan die kop nie betrokke wees nie. Ek is baie aanleiding, wat sê mens? Aandag afleibaar, baie. As ek voor my lesenaar sit in die haan kraai, kan ek vir jou sê, elke keer as hy kraai. Ek kan vir elke keer sê, as 'n skaap op die plek bler. Ek kan vir elke keer sê, as daar 'n geluid is wat nie op die plot is nie, wat langs van is of een langs dit. So, vat 'n pen en papier en fokus. Ek het nie vir die woord lid, kon ek vir jou geteken het, maar kom ons, dis alright, dis genoeg so. En verder, custody, na custody beteken, die woord keep ook charge, take charge. Take charge over the truth. Hoe sal mens dit mooi in Afrikaans kan sê? Neem beheer oor die waarheid. Neem beheer oor die skrifgedeelte wat jy lees. Vat 'n skrifgedeelte soos Psalm 23. Weet jy hoe min van Psalm 23 het ek al oor beheer geneem? Ek kan hom vir jou opsê, in Afrikaans en in Engels. En ek kan vir jou baie sê wat daar staan, baie. Meer as wat jy kan skryf. Maar ek besef net nog, I haven't taken charge over all the truth that is in Psalm 23. So moenie dink, Johannes 3 vers 16, I've taken charge over John 3:16. Ek ken Johannes 3 vers 16. Ek vra nie of jy dit ken nie, ek vra, het u hom deurgekou? Het u gefokus? Is dit wat u gedoen het? Want as u dit doen, gaan daai waarheid wat u so assimileer. Ons gaan sien na al die Bybelverse daaroor, gaan oor u waak. Daai waarheid gaan met u begin praat. Daai waarheid gaan vir u wakker hou. Daai waarheid gaan vir u rig en lei. Nie as u 3 boeke deurgelees het, van wie ook al nie. Glad nie. Take charge. Nou, kom ek skryf vir u in die antieke Hebreëse taal hoe charge geskryf word in die antieke Hebreëus. Mem, resh, taf. So if we want to know, how do we take charge? Hoe arresteer? Of neem ek beheer oor die waarheid?
En ons weet, ons het hier 'n bron van waarheid, 'n magdom, wat in 'n duisende jare ons nie eers al sal kan absorbeer nie. Ek wil amper sê miljoene, miljarde jare. So, hoe neem ek beheer oor van die waarheid wat hierin staan? Ek kom by die woord uit. Wie verstaan dit nie? Dit word sommer dubbel gesê. En verder, omdat ek by die woord uitkom en die woord begin lees, en die Here vra om sy woord te openbaar, want ja, die woord kom as 'n toeboek na jou toe, elke keer as jy hom vat. Maar as jy na hom toe kom en jy vra, openbaar aan my dit wat ek moet weet, dit wat ek moet leer, en hy begin dit openbaar aan jou en my, dan noodwendig het dit 'n effek, want dit spreek jou kop aan. Dit het 'n effek oor jou repentance, jy dadelik goed om oor te repent. Dadelik. En natuurlijk, as jy goed het om te repent, het jy sekere goed, die taf praat van, jy het sekere goed om neer te lê, en jy het sekere ding om te bid wat die Here se wil in jou lewe moet geskied. Maar sien u weer eens, sien u die verband met keep, daar's 'n sin, hier's alright, hier's nie sin hierso nie, daar's die resh, en daar's die mem. En verder beteken watch. Die 7 ene. To watch. Dit beteken, daai woord watch beteken waghou, om te waak. Hulle beskryf die woord watch in die lexicon sê hulle an increment of time during the night when guards watch the area. 'n Inkrement van tyd gedurende die nag, wanneer wagte die area bewaak. Dit is wat keep impliseer en beteken. Die effek wat dit het. Hierdie is effekte en gevolge. En dit is ook veroorsakende, sien u, dit is ook veroorsakend. Heen en weer. Verstaan nie wat ek nou vir julle sê? Die keeping affekteer, dit is 'n effek, dit het die keeping as 'n effek. Die twee werk aan mekaar. Nou kom ons gaan kyk net na Openbaring 3 vers 3. Net om te begin. Dis 'n onderwerp wat die woord van wemel. Openbaring 3 vers 3. Omdat ons opnames maak, lees ek nou altyd die skrif hierso. So ek wag net dat jy daar kom, dan gaan ek dit lees. Ek lees die ou King James Bybel uit. Openbaring 3 vers 3. Begin hy. Hy begin baie interessant. Remember therefore how thou hast received and heard and hold fast and repent, if therefore thou shalt not watch. I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Dit klink vir my amper so iets soos die wegraping ook, nee. Dit klink amper so, want het is so. Wat sê hy? Hy sê so eerstens remember. Nou daai woord remember is die woord zokar. Z-A-W-K-A-R, zokar. Nou hoe remember ons? Jy sien, ek gee u nooit, ek wil nie vir u ooit my idees of my opinie gee nie. Wat ek vir u gee, kan jy gerus oor navorsing doen. Want jy sal vind dit is so. Hoe remember ek? As ons wil weet, wat is remember? Kom ek teken vir u, remember net, ek net nog spasie hier maak. Kom ek skryf net hier, remember. En
In antieke Hebreëus word remember so geskrywe. Zayin. Kaf. Resh. Soos ek vir u sê, en ons sê vir mekaar, we must remember therefore, how you've received, hoe jy tot bekering gekom het en alles, dan kan jy vir my sê, maar wat bedoel jy by remember? Want dis wat ek dadelik, toe ek hierdie skrifgedeelte gekeep het, dan het ek myself afgevra, nou hoe onthou ek? Hoe remember ek? Wat is die woord? Hoe die Here dit beskryf? Wat is die inhoud? Wat is die elemente van remember? Hoe onthou ek? Zayin beteken oes, dit beteken 'n wapen, beteken 'n swaard. OK. As jy niks met 'n oes nie, kan ek jou nie help nie. As jy nie Bybel lees nie, ek praat nie van iets oor die Bybel nie, ek praat van Bybel lees. As jy nie Bybel lees nie, is daar niks om te oes vir jou nie, kan ek jou nie help nie. Jy niks om te remember nie. Ja, jy gaan remember wat Joseph Prince gesê het, en jy gaan remember, en prys die Here vir Joseph Prince, jy gaan remember wat daai ou gesê het, jy gaan dit remember, ja. Weet jy, dit gaan jou nie help nie. Dit gaan jou nie help nie, want as daai, jy weet hoe daai ou sekels gewerk, as daai sekels swaai, en as nie 'n gerf of 2 of 3 wat val nie, weet jy kaakie los. Jy moet iets hê om te oes, dan moet iets hê om te oes. OK, ons praat van remember, want dit gaan jou nie help om 'n boek te onthou nie. 'n Boek wat jy gelees het, of 'n tyd wat jy geluister het nie. Dit gaan jou net, wat jy moet remember is, wat sê die truth amen. En verder, ja, ons kan die woord memoriseer. En ons moet. Maar as ek dit nie doen met 'n geboue binneste, 'n nederige binneste van aanbidding en geboontheid, waar ek toelaat dat hy woord my laat buig, en ek voor die woord buig nie. En die woord in nederigheid omhels en gryp nie, en toelaat dat die woord my gryp nie, en verder die resh, weer eens, in my remember, repent nie. Dan beteken daai memory, daai remember, zilch. Die inhoud van die remember wat hier gebruik word, is hierdie inhoud. Nie die inhoud wat u daar aangee nie. Hierdie inhoud. En verder, interessant is hierdie woord remember, beteken ook ram, en beteken die manlike van 'n familie. Dit wys vir jou hoe kragtig en sterk dit is om die regte goed te onthou. Die regte goed gee jou krag. Ek kan vir jou vertel hoe sterk is 'n ram. Ons praat nie eens van 'n os nie. 'n Ram het my vir 8 maande 'n geweldige pyn gehad met 'n nekwervel wat amper ek gebuig het. 'n Kussentjie wat gebars het in die hele hoogs, die hele lot. 'n Ram. Dis wat remember kan doen. Remembering the truth. Die familie van in die Joodse tradisie was hy die manlike, die oudste manlike figuur in die familie, wat die geskiedenis van die familie moes onthou het, geken het. Jy is die seun van so 'n seun van dit, die pa van dit, en so aan, en in daai oorlog, en daai worsteling, het dit gebeur, en dit is 'n hele proses, wat krag gee aan die familie. So dis net as ons begin met die eerste woord van Openbaring 3 vers 3, remember. So remember met daai inhoud, praat ons verder oor. Therefore, how thou hast received. Daai woord receive beteken to gain
possession by sieging. Jy weet, in die begin, dit is hoekom jy gered geword het en gered geraak het, want u het die waarheid gegryp, gearresteer. Paulus gebruik ook daai woord. Baie vandag se polisie wals in en dink hulle gaan 'n arrestasie uitvoer met so 'n casual beweging en 'n casual houding. Vergeet dit. Gaan soek vir 'n ander beroep. As jy en ek wil wakker wees en nie dat die Here Jesus ons oorval soos 'n dief in die nag nie, sal ons casualheid moet laat staan en die woord ernstig arresteer. Hy sê, remember, ek kan onthou. Ek kan baie goed onthou hoe die woord my gegryp het. Die dag toe die woord my gryp, toe klap my tande. Op daai tydstip was ek die enigste persoon op planeet Aarde. So die woord my gegryp en my geïsoleer. Ek was dadelik gearresteer. Gekapsuleer. Is dit 'n goeie woord? Gekapsuleer. Dit is hoe u en ek. Remember how thou hast received the truth? Want Jesus Christus is die truth, hy is die emet. En as u en ek 'n casualheid daarbey wil byvoeg, vergeet dit. Ek kan u vertel van baie mense wat op hierdie pad moeg geraak het en weggeval het. Ek kan u lyste van name gee. Dan gaan u en ek net 'n nommer raak op die afstoplys. Remember, therefore, how thou hast received and heard. Onthou hoe jy toegelaat het en die waarheid u gegryp het. En hoe jy gehoor het. Daai woord hoor is die woord shama. En hoor in die Hebreëus is nie soos wat ons hoor in die Grieks nie. Ons hoor, die woord onderskei hoor en dan gehoorsaam. In die Hebreëus is dit, as jy hoor, beteken dit jy gehoorsaam. As jy nie gehoorsaam nie, beteken jy het nie gehoor nie. So hoor gaan gepaard saam met gehoorsaamheid. So hy sê, jy het nie gehoor net nie. Ai, dis 'n interessante woord. Dis interessant hoe hy vandag daai oor die keep bespreek het. Baie interessant. Daai vers het ek nog nooit gesien, dis interessant gelees. Pas op. Jy moet hoor. Met ander woorde, doen. How thou hast received and heard, and hold fast. As you remember, onthou, how thou hast hold fast, is die woord shomar. Shomar. Hoe u gekeep het. Geliefdes, ons gaan nie wegkom van hierdie beginsel nie. As jy dit alles wil doen sonder hierdie woord, is die deel van die statistiek. Gruwelike statistiek. Daai woord shomar, die woord hold en die woord hold vast. Hy sê onthou hoe jy geshomar het. Die waarheid. Hoe jy dit gegryp het. Eerlikheid, toe die waarheid my gegryp het, was ek die enigste een in ons familie wat uitgeloop het. Uit tradisionele, geërfde, vaste grense van tradisie. Uitgebreek het die waarheid gedoen in my, dat ek uitgebreek het daaruit.
maar dit is die waarheid wat so skerp soos diamant en soos flint is, wat die breekwerk gedoen het. En die snywerk. Ek het het nog weer uitgevee. So hy sê so, remember, how thou hast hold fast, and repent. Onthou hoe jy repent het. Daai woord repent is nie shoop nie. Daai woord repent beteken to be comforted. En dit beteken being comforted by the truth. Onthou jy die comfort wat die waarheid gebring het, toe jy dit omhels het, toe jy dit gesjomar het, toe jy dit gearresteer het. Onthou jy daai rus wat dit gebring het. Daai diepe rus, comfort wat dit gebring het. Onthou jy dit? So dis die woord. To be comforted and being comforted. Nee, present continuous comfort. Dit sou beklaanswaardig gewees het, as ek u kon terugverwys het, min of meer 36, 37 jaar terug, toe ek Here my gered het, in daai kamertjie, en ek kan u net vertel van toe ek toegecomfort was, en ek kan u vertel, dat ek vannacht, deur die nag, gecomfort was. Hy sê, so hold fast and repent, if therefore thou shalt not watch, shomar. Hier het ons ook gesien, een van die woorde was hier gewees, watch. Daar het hulle besluit om plaas van die woord keep, die woord watch te geskryf het in die vertaling, soos jy kan sien. Ek gee vir u die waarheid, ek gee nie vir my opinie nie. Ek gee nie vir u wat uit die boek uitkom nie. Dit kom direk uit Bethlehem uit, the house of bread. Of bread. Watch, shomar. Hy sê, if, therefore, thou shalt not shomar, I will come to thee as a thief. Sien nie hoe ernstig is die woord? Die woord vandag, soos altyd, is baie ernstig. Ons moet dit nie mis nie. Ek hoor Christene bid en sê, Here, dat ek gereed sal wees met die wegraping, Here, dat ek nie sal slaap nie, my magtig. Val in by die plan van die Here. Van die woord. Skuif al die boeke een kant. Want die woord is 'n lewendige persoon. Selfs in die Hebreëse alfabet kry jy die alef as God. Die alef bestaan uit 'n drie-eenheid. Dan kry jy die bet, is die seun, die woord, die huis, die habitat. En dan kry jy die gemel, wat die Heilige Gees is wat binne in die woord woon. Ek kan nie die Heilige Gees uit die woord en weg van die woord afvat nie. Dis deel daarvan. Jy sien dit letterlik in die alfabet, hoe die gemel uitloop uit die huis, uit die scripture uit. Wat ek jy vanmôre gee, ek gee nie vir jy scripture nie. Ek gee vir jy dit wat uit die scripture uit lewendig na jy toe galop kom. Galoppend na jy toe kom. Take truth in custody. Take charge over truth. Let the intoxication of truth that you have kept influence your senses.
Ek sê dit net in Engels sodat u dit net op 'n ander manier hoor. Ek gaan aan om keep aan u te verduidelik. Dat u na dese nie kan sê, jy verstaan dit nie. Kom ons sê nommer 8. Kom van die Hebreëse woord kom af en die Hebreëse woord room. Kom en room. Hoe word kom gespel? Kom word gespel met 'n kof, waar, mem. Want ons wil verstaan wat keep is. En roem word gespel resh. Ekskuus, dit lyk door aardlig daai resh. Dis reg. Resh, wa en mem. Sien jy, u gaan nie wegkom van die woord af nie. Sien jy, u gaan nie wegkom van die woord af nie. Sien jy verder dat die keep, kyk die wal praat van die hoek in die tabernakel, was die gordyne, die wit linne gordyne aan hoeke gehang, hakke gehang. En dis wat die wal van praat. U werke van geregtigheid het die wal nodig, waarteen die Here die werke van geregtigheid hang. So wanneer u die woord, die waarheid keep, stel u die struktuur daar waaraan die Here die werke van geregtigheid aanhang. Dit is te tegnies wat ek nou sê. En natuurlijk is repentance altyd betrokke wanneer jy met die woord te doen het, jy repentance nodig. Hierdie kof praat van the gathering of the light. Dit praat ook van die kop wat jou draai. Ons praat van dat die waarheid jou en my moet rig en lei wanneer ons keep. En wat die lig, wat die woord wat na jou toe kom, wanneer jy het versamel en fokus daarop, dan keep jy. Want dis waarvan hierdie prentjie praat. Ek wil hierheen uitgelaat het, maar ek dink nie ek kan nie. Die 9de een wat ek net neergeskryf het vir u is die woord TSAW, koppelteken FAW. So vol. Hoe spel mens dit in die Hebreëse taal, in die antieke taal? TSAW, koppelteken FAW. Dit word so geskryf. Tzadi, né? Tzadi, Pe, en die hy. Ek doen moeite om vir u die tegniese kant daarvan te verduidelik. U hoef nie die tegniese kant te verstaan nie. U kan dit neerskryf as u dit wil gaan navors om te verseker dis die waarheid. OK.
So, to keep beteken, wat beteken to keep? Die woord wat ook al hoe mense dit uitspreek, ek weet nie. Keep beteken, dat die saad van geregtigheid, die vis wat in die lewende woord lewe en swem, moet u pe, u mond, u gesprek, dit sal u gesprek in die mond beïnvloed, omdat u openbaring gekry het, die hy. En soos daai een Hebreëse boek dit baie duidelik sê, die hy praat van the window of opportunity that has been opened up to you. Met ander woorde, as u die woord vat, en u lees hom bidend, en dit waarmee die Here met u praat, u skryf dit neer, u vat 'n pen, en u begin dit eet, assimileer, fokus daarop, dan maak die Heilige Gees vir u 'n window of opportunity oop, sodat jy meer van hom kan sien. It's a window of opportunity. It's 'n ander manier om dit te stel. Met ander woorde, ek sien iets nuuts van wie hy is. Anders gestel, van wat die waarheid is, wie die waarheid is, wat en wie die emet is. A new window of opportunity opens up. Hy gaan nie van self oopmaak nie. U wat die rekenaar beter ken as ek, as jy 'n rekenaar vat, jy gaan sit by hom, gaan dan nie skielik goed met hom gebeur nie. Jy moet sekere dinge enter. Jy moet hom aansit. Nee, met ander woorde, jy moet die Bybel vat, jou laptop. Jy vat die laptop, sit hom op jou lap. Jy maak hom oop. Jy maak ons 'n rekenaar oop ook. Jy sê maar so. Maak die ding oop. Right. Dan moet jy nou raak my rekenaar kennis bietjie min. Dan moet jy exit. Ag hoe gebruik Romeine 5 dit? Jy moet access. Die woord sê in Romeine 5, you access by faith. So Romeine 5 vers 2. You access by faith. Access by faith. Right. Gaan daar 'n klomp opsies oop. Dan sien jy 'n window. Jy klik op die window. Dan begin die ding vir jou oop gaan. Dan begin jy eet. Dan jy iets om te remember. En jy gaan sien wat sê die woord. As jy en ek keep, soos die woord sê keep, gaan daai woord met jou begin praat. Want dis 'n persoon. Dis die gemel wat binne die skrif woon. Dis God se asem. Dis God se gees. Dis wie God is wat binne in die skrif is. Jy en ek moet by hom uitkom elke keer. Nie by die skrif. Kan jy hierdie studie gee, kan jy daai studie gee, ek kan jy die lengte gee van daai hoek, van daai pilare van daai hoek, ek kan dit vir jou gee, ek kan vir die afmetings van die bronsaltaar gee, ek kan vir die afmetings van alles gee. Ek kan vir alles gee. Wat help dit jou? As jy hom nie, die asem, God se gees, binne dit vind nie. Kom ons gaan na Juda, die boek Juda. Bly net 'n bietjie, jy was nou Openbaring, nie die boek voor, die woord Openbaring. Jude. Jude, het net een hoofstuk, né? Ons gaan van vers 16 tot en met vers 21 lees. Jude praat ook hierso van die oordeel van God. En engele en mense wat die Here gedien het en weggeval het. En hy skryf daai boek om Christene aan te moedig en te bemoedig. Want dit is in 'n tyd, 'n verskriklike tyd. Dis in 66 na Christus.
Inteendeel 30 jaar voor die boek, die 3 briewe van Johannes geskryf is. En nie waarsku hulle baie duidelik, waarsku ons, en dan gaan hy aan, hy sê, these are murmurers, complainers. Hy sê besig, he's not busy crediting the church. Hy is nie besig om krediet te gee aan die kerk nie. Want hy praat van mense in die kerk. Daai murmurers en complainers is hoekom? Omdat hulle nie Alef, die beginsel, die waarheid van Alef ken, en Alef vind in die midde van hulle omstandighede nie. Daarom kla ons. Daarom kla ons. Daarom murmureer ons, want jy en ek wil nie moeite doen om deur die sand te grawe en by die rots uit te kom en die Here in die midde van die omstandigheid te sien, erkenning te gee en to access by faith, sodat ek 'n nuwe openbaring kan kry, 'n nuwe venstertjie wat oopgaan vir my. These are murmurers, complainers, walking after their own lusts. Kom ons praat oor die kerk. Binne die kerk loop mense baie agter hy eie giere aan. Daar's 'n gier in die kerk altyd. Daar's die gier dit. Daar's die gier dit. Daar's die nietste dit. Daar's die nietste dit. Dis soos mode. Dan trek hulle winterklere uit, dan trek hulle somerklere aan. Dan is dit winter, dan word die somerklere alreeds geadverteer. Dan is dit winter en dan word die somerklere alreeds geadverteer. Die Christelike wêreld is net so. Daar's altyd iets, want dis 'n besigheid. Christen televisie, Christen boeke, meeste van dit is 'n besigheid. 'n Besigheid, soos hulle in die Kaap sê. After their own lust, and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration. Because of advantage, 'n sekere advantage, sekere wat is die woord, voordele. Sekere mense aanhang, sekere voordele. Sekere mense ondersteun, sekere voordele. Okay, but, belangrike woord, but, beloved, remember, Zokar. Het ons Zokar geskryf, uitgevee. Zokar, remember. Hear the words, so what must be remembered? The newest book in Christian, the Christian world that you've read, dit gaan jy nie help. Dit gaan jy glad nie help. Remember the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ. Wie van ons verstaan dit nie? Hy praat hier van die woord. Remember dit. Verder, how that they told you there should be mockers. Weet jy vertel? Die nuutste boek? Nee. Die oudste boek. 27 boeke in die Nuwe Testament. Vertel jou. There should be mockers. Met ander woorde, hulle wat hierdie beginsel van God wat die middelpunt is, wat absoluut in beheer is, nee, dit is nie eintlik regtig heeltemal so nie. Sien, dit is eintlik so en is eintlik so en is eintlik so. Mockers in the last time. Nee, God is nie in beheer nie. Jy sien, jy moet in beheer, jy moet beheer neem. Dan gooi die naam Jesus daarby en dan skommel jy die lot. Mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. Gaan hy aan, dan sê hy, these be they who separate themselves sensual, having not the Spirit. Hier is die law. Sy kan af van getuig.
As ek 'n boek uit 'n boekrak uitvat, en ek vat so in hom, sê ek al baie keer vir haar, hierdie boek het lewe in hom. Hierdie is gemors. Jy kan die lewe voel. In die gees van die Here. Nie altyd nie. Partykeer gaan jy deur inhoudsopgawe. Dan lees ek hier en daar en daar en daar, dan weet jy. Hierdie is gevaarlik. Hier is bietjie gif binne 'n lekker drankie. Maar daar's 'n bietjie gif in. Having not the Spirit, hoofletters. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Kan u saam met Paulus praat, wat sê, ek bid in tale meer as julle almal? Bid u in tale as u ry? Bid u in tale as in die tuin loop? Bid u in tale? Keeping yourselves, keeping, Shomar, keeping yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Keeping yourselves in the love of God. The love of God is Jesus Christ. He is the emet. Keeping yourself in emet. Shomar, emet. Ek wil graag nie die volgende klompie skrif, baie skrif, nou aframmel nie. Ek dink ons moet dit miskien dalk laat oorstaan. Want dit is 'n baie belangrike beginsel wat ons besig is mee. Hy sê duidelik daar in Openbaring 3 vers 10, if we don't remember, soos wat hy remember bedoel, and if we don't keep the truth, sê, sal hy soos 'n dief in die nag kom, vir jou en my. Of het is deur die dood, of het is deur die wegraping, of wat ook al. So kom ons sluit jy af die boodskap so ver. Kom ons sluit ons oë. Here, u woord is vol lewe. U woord is vol krag. U woord borrel. En u woord spring. Wanneer ons u woord koester. Wanneer ons u in die midde van die skrif vind. En ons bid vir elkeen, Here, wat u woord gehoor het vanmôre. Here, dat die woord deur elkeen gearresteer mag word. Dat die woord deur elkeen, Here, that it might be held in custody. Sodat u woord deur sy gistingsproses kan gaan. En ons op die ou einde verslaaf maak aan die waarheid. Waar die waarheid ons sinne beïnvloed, dat ons anders sal kyk en sal hoor en sal proe en sal vat en sal ruik
aan die dinge wat oor ons pad kom. Ons hoor wat hy sê in die woord. Die woord sê, anders as julle nie my woord shamar nie, sal ek kom soos 'n dief vir jou. Ek sal jou onverhoeds betrap. Ek sal jou op verkeerde voet vind. Ek sal jou oorval. Die nag sal jou oorval. In Jesus naam.